wil ek met julle praat oor in Christus. Ons wat in Christus is. Laasweek het ek gepraat oor Christus in ons, maar vandag praat ek met ons oor ons wat in Christus is. Nou dit is 'n baie moeilike konsep seker maar om te verstaan. Hy in ons, ek in hom, die Heilige Gees deur ons, al hierdie inne en ons, dit is dalk bietjie moeilik. En wanneer ek by hierdie onderwerp kom, is daar regtig baie vrae, want hoe kan die koning van die konings, die skepper van die heelal in my lewe, of hoe kan ek in hom lewe? En dis waar ook die meeste struikelblokke kom en die meeste leuns en interpretasies van hierdie gebeur. Nou vandag gaan ek 2 dinge met julle deel. Die eerste ding is my nuwe identiteit in Christus, wat dit beteken as ek 'n kind van die Here word, en dan gaan ek ook 'n bietjie stil staan sommer op redding en wat dit werklik beteken. Want almal is ons kinders van die Here. Nee, dis wat almal sê, ek is 'n Christen. Maar jy is nie. Ons het 2 weke terug gehoor, smal is die weg wat na die lewe toe lei. Nie almal wat sê Here, Here, gaan in die koninkryk van die Here eindig nie, want hulle is nie werklik gered nie. Maar daar is 'n leuen waar daar buitekant in die omgang is, wat keer dat baie mense op 'n plek kom waar hulle knieë buig en hulle geloof bely in Christus. Die leuen waar daar buitekant omgaan is, ek moet perfek wees voordat ek 'n kind van God kan word. Grootste leuen uit die put van die hel. Dis 'n leuen. Ek moet perfek wees. Ek is al lank in skolebediening en ek is al lank in kinderbediening. En in my tyd het ek keer op keer by die skole kinders gehad wat in my kantoor ingestap het toe ek voltydse skolewerker was. Dan kom sit hulle daar en sê hulle vir my, Philip, ek wil gedoop word. Dan vra ek vir hulle, verstaan jy wat die doop beteken? Ja, dit is om my 'n perfekte mens te maak. Dan sê ek, nee, dit is nie. Die doop is jou getuienis dat jy jou hart en lewe vir Christus gegee het, dat jy gesterf het saam met hom en lewe saam met hom. Wanneer doop ek jou? Nee, ek is nog nie reg nie. Hoekom is jy nog nie reg nie? Nee, daar's te veel dinge in my lewe wat nog nie reg is nie. Ek moet verander. Ek moet op 'n plek kom waar ek perfek kan wees voordat ek na die doopwaters toe gaan. Nou dit is 'n leuen. Kom ons hoor gou-gou wat sê Paulus vir ons in Romeine 3 vers 10 en 12. Soos geskrywe is, daar is niemand. Sê vir my almal kliphard, niemand. Nie jy nie, nie ek nie die klomp mense wat nog lê en slaap daar buitekant. Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. En dan gaan ons bietjie na die Ou Testament toe in Jeremia sê vir ons in Jeremia 17 vers 9, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verborge is dit. Wie kan dit ken? Hier sê die Bybel vir ons is nie perfekte mense nie. Is julle okay daarmee? Yes. Is julle okay om te hoor, jy is nie perfek nie? Is dalk 'n groot skok vir jou, maar jy is nie. Maar ons is nie perfek nie. Ons harte is nie goed nie. Die mense hart is bedrieglik, selfsugtig. En ek wil ander goeders bysit, maar die mense hart is vansig. Ons wil nie uit ons eie uit goed doen nie. Die hart wil nie uit sy eie uit God dien nie. Die hart wil nie uit sy eie uit sy knieë voor Jesus buig nie. Die hart wil nie op 'n Sondagoggend opstaan en kerk toe gaan nie. Hy wil lê en hy soek sy gemak eerste. Hy is selfsugtig, hy wil niemand help nie. Maar die waarheid is, ek is nie perfek nie. Ek het 'n redder nodig om my uit daai situasie uit te vat. Hier is die evangelie.
hier is die reddingsboodskap vir jou, gou in 'n nutshell. Ek is 'n sondaar. Ek verdien om hel toe te gaan. Ek verdien om te brand in die put, waar die vuur brand, vir altyd. Waar die Bybel sê, daar's 'n geween en 'n geknars van bene en tande, en mense wat uitroep in pyn, waar God glad nie is nie. Dis waar ek verdien, as mens. Dis hoekom ek sê, ek het 'n redder nodig, en net Jesus Christus kan my redder wees. So die Bybel sê vir ons in Romeine 10, as jy met jou hart glo, dat Christus die Here is, en jy dit met jou mond bely, dan verander jou lewe. Dan beweeg jy van donker na lig. Dan beweeg jy van dood na lewe. Want glo dit of nie, as ons nie kinders is van die Here nie, is ons dood. Ons is dood hier, en ons liggaam gaan sterf, en ons gaan dood wees daarna. Maar as ons Jesus Christus aanneem, as ons sê, Here Jesus Christus, ek erken dat ek U nodig het. Ek is op pad hel toe sonder U, dat U my redder is. Ek het U nodig. Ek glo dit met my hele hart, en ek sê dit ook soms saam voor almal. Dis wat die doop so belangrik maak. Ek staan en ek sê vir die mense, ek het gesterf saam met Christus, en ek staan nou op saam met hom met 'n nuwe lewe. Dan sal jy gered word. En die grootste verandering wat met jou gebeur, as jy gered word, is nie dat jy beter word nie. Dis dat God jou in Christus geplaas het. Dis wat verander. Jy lewe ewe skielik, maar die mens het nie nou ewe skielik sommer net magically beter geword nie. Nee. God het my nou in Christus geplaas, sodat ek nou in hom is. Nou vra ek die vraag, as ek dan nou in Christus is, wie is ek dan? Oorwinnaar. Ja, jy is 'n oorwinnaar. Forgiven, ons loved. Kom ons hoor wat sê die Bybel. Want dit is nog op die einde van die dag waar ons waarheid kry, nee, net die Bybel. Nie 'n dagstukkie van Oom Solly nie, die Bybel. Right? Romeine 6, vers 1 tot 11. Nou moet julle lekker saam lees, want dit is baie leeswerk. Wat sal ons dan sê? Sal ons in sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het. Onthou, ons vra na die vraag, wie is ek? Wie is ek as ek in Jesus is? Wat is my nuwe identiteit? Paulus sê, ons sal nie in sonde bly, sodat die genade meer kan word nie. Ons gaan nie die genade as 'n verskoning gebruik om aan te hou sondig nie. Oor my dooie liggaam gaan ek dit nie doen nie, want ek weet wat die prys is wat God vir my gegee het, Jesus Christus. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook in 'n nuwe lewe kan wandel. Maar daar is al klaar gedeelte van wie is ek? Nuwe lewe. Ek lewe en ek wandel in 'n nuwe lewe. Want as ons met hom saam gegroei het deur die gelykvorming aan sy dood, ek lê my ou lewe af, ek erken ek het 'n redder nodig, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet, dat ons ou mens saam gekruisig is. So ons identiteit is, ek is gekruisig saam met Christus, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie, want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie, want die dood
wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef hy vir God. Hier is so baie goeders wat ons identiteit beskryf, ons nuwe identiteit. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewe vir die God in Christus Jesus, ons Here. Wow! Wat het julle alles nie gehoor hierso nie? Is dit nie goeie nuus nie? Daar's 'n waarskuwing, moenie die genade van ons God gebruik as 'n verskoning om aan te hou sondig nie, om aan te hou verkeerd doen nie, om aan te hou God se roeping oor jou lewe te mis nie. Weet as jy verkeerd doen, sê Here, ek is jammer, vergewe my, help my om dit nie weer te doen nie. Moenie sê, ag, man, die genade van ons Here Jesus is so groot nie. Is dit nie wat ons doen nie? Is dit nie wat ons hoor, ons nasie doen nie? Jy het nie opgedaag nie. God verwag van jou om op te daag. Ag, hy verstaan. Sy genade is groot. Maar jy moet opdaag. Jesus sê, neem jou kruis op. Sterf in jouself. Lewe vir my. Ja, hy verstaan. Hy is mos lief vir my. Paulus sê, nee ouens, ons kan nie dit doen nie. Jou nuwe lewe beteken as jy gesterf het saam met hom, lewe jy nou vir hom. As jy perfek nie, jou hart bly bedrieglik, jy moet elke dag toelaat dat Christus jou denke, jou hart hernie, maar jy lewe nou vir hom, en jy moet aangaan, en vorentoe beweeg, en nie die hele tyd terugkyk en sê, ja, maar hy verstaan nie. So wat beteken, wat sê Paulus vir ons? Hier's 'n paar goeders. Ek het saam met Christus gesterf. Wat beteken dit werklik om saam met Christus te sterf? Nou as iemand gesterf het, word daar 'n doodsertifikaat uitgereik. Net Jacques, jy verstaan hoe werk dit. Dit beteken, daardie persoon is nie meer deel van hierdie lewe nie. Hy is nie meer deel van hierdie wêreld nie. Volgens ons as mens, volgens ons republiek, volgens alles, het daai persoon aanbeweeg. Stem julle saam met my? So, die dag, toe ek my hart en lewe vir die Here gegee het, is daar 'n sertifikaat uitgereik, om te sê, hierdie lewe is nou afgehandel. Jy is nie meer deel van hierdie wêreld nie. Jy is nie meer deel van hierdie koninkryk as ons dit wil noem nie. Jy is nie meer deel van hierdie manier waarop jy aangegaan het elke dag nie. Die ou Philip, en jy kan jou naam daarby sit, as jy al op daai punt gekom het. Die ou Philip, die ou mens, bestaan nie meer voor God nie. Ek het saam met Christus gesterf. Toe ek gesterf het, is daar 'n sertifikaat uitgereik om te sê, volbring. Die ouwe is verby. Wat sê 2 Korintiërs 5:17 so mooi vir ons? Die ou mens is verby. Kyk, alles het nuut geword. Wanneer God nou na jou kyk, sien hy nie meer ou Philip nie, omdat ek nou in Christus is, sien hy vir Christus, en sy afgehandelde werk aan die kruis, en hy sê, ek sien lewe, ek sien goed genoeg, ek sien dat jy nou op pad is, na die hemel toe, waar ek wil hê, jy moet opeindig, eendag. Dis wat dit beteken, om in Christus te wees. Nou moet ek eers die regte plek kry. Ekskuus julle, die volgende punt is, ek het saam met Christus opgestaan. Daar is nie net 'n tyd wat ek gesê, Here, ek sterf nou in my ou mens, en daar word ek nuut gemaak, maar ek bly daar nie. Nee, wanneer jy jou ou lewe aflê, moet jy ook opstaan saam met Christus in jou nuwe lewe. Paulus sê vir ons in Kolossense 3 vers 1 tot 4 die volgende, as julle dan saam met Christus opgewek is, julle het klaar gesterf, nou is dit lewe weer, julle is opgewek, soek die dinge daarbo waar Christus is, en aan die regterhand van God sit. So dit beteken, jou denke moet nou bietjie begin verander. Jy soek nie meer die ou dinge van die wêreld nie, jy soek nou die nuwe dinge, die dinge daarbo waar Christus aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op aarde is nie.
want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. So 'n nuwe lewe beteken ook 'n nuwe manier van dink, 'n nuwe manier van doen, en 'n nuwe manier van loop. Jy kan nie jou hart en lewe vir die Here gee, en nog steeds aanhou lewe soos wat jy gelewe het, toe jy nie 'n kind van die Here was nie. As jy nie anders te lewe nie, dan is jy nie gered nie, want 'n boom gaan geken word aan sy vrug. So as jy nie vrug dra nie, dan is dit jammer, dan het jy nie die regte oorgawe gemaak in jou lewe nie. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal jy ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Is dit nie mooi nie? Ek is nie net vergewe nie, ek het nuwe lewe ontvang. Ek leef nou uit die opstandingskrag van Jesus Christus. Baie goeie plek om amen te sê, want as ons hierdie verstaan, dan gaan ons nie armsalige Christene wees nie. Ons nie hierdie gekripeerde mensies wees nie. As ons verstaan ons lewe uit die opstandingskrag van Jesus Christus, dan gaan ons lewe radikaal verander. Weet julle wat sy krag is daar, om iemand uit die dood uit op te wek? Ons verstaan dit nie, want uit onsself uit kan ons dit nie doen nie, maar ons lewe in daai krag. Stel jouself voor, die krag wat daar moet wees, om 'n lijk wat daar lê, weer lewendig te maak. Dis buite ons beheer, nee. Kan een van julle dit doen? Nee. Maar Christus en God en die Heilige Gees, die drie eenheid, werkstellig dit. Wanneer ons van daar af na hier toe beweeg en ons lewe nou, lewe ons in daardie opstandingskrag. Lewe en dood lê in die mag van die tong. Besef ons die mag wat daar in ons woorde is as ons in die opstandingskrag van Jesus Christus beweeg. As ons die stelling maak, Graaff-Reinet sal gered word. Besef julle die autoriteit wat agter dit is. Dis tyd dat ons dit begin glo en tyd dat ons dit begin leef. Romeine 6 gaan aan en hy sê vir ons, ek ontvang 'n nuwe identiteit. So die ou Philip is dood, nou lewe daar 'n nuwe Philip, ek is nou deel van die familie, so my naam het eintlik nou verander, ek is nou nie net meer Philip Jonker nie, ek is nou Philip Jonker Christus, want ek is ons nou deel van die familie, ek sê nie ek is Jesus nie, asseblief, moet my nou nie verkeerd hierso opvat nie, maar ek is deel van die familie, my naam het verander, ek het 'n nuwe identiteit, ek moet eintlik 'n nuwe ID-boek kry, nie so groenetjie nie, dalk 'n goue ene, met my foto, en sê burger van die koninkryk van die lewende God. My identiteit het verander, ons moet so lewe. Kom ons hoor wat sê Paulus vir ons in Efesiërs 1 vers 7 tot 9, wat dit beteken om 'n nuwe identiteit te hê. Hy sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed. So, as ons 'n nuwe identiteit het ons klaar die verlossing deur Christus se bloed ontvang. Die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Ons is vergewe en nou lewe ons uit die rykdom van God se genade en sy genade is oneindig, nee. Ons sê altyd so wyd soos die Here se genade is hierdie saak. So dis oneindig. Hy wat oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehae wat hy in homself voorgeneem het. Ons nuwe identiteit beteken, ons is vergewe, ons lewe in hom, ons het die rykdom van sy koninkryk, en hy sê ook hier in die einde, hy die verborgenheid van sy wil vir ons bekend gemaak. Nou dat ons kinders van die Here is, ken ons ook nou sy wil, omdat die Heilige Gees met ons gesels en omdat ons in Christus is. In Christus is ek, hier kom ek nou Wanda, uitverkies, aangeneem, verlos
vergewe, geseën, verseël met die Heilige Gees en ek is 'n erfgenaam. Ek wil vir julle iets baie kontroversieel gou sê. Maar ek wens ons ware kinders van die Here kan hierdie ding snap. Ek het mos in die begin gesê, baie kontroversieel, baie vrae, baie misleidende stellings. Laas week was daar 'n video wat in die rondte gegaan het van 'n ou wat praat oor teen die einde van hierdie jaar gaan die geldstelsel verdwyn en allerlei dinge en dan vat hy dit na Openbaring toe, altyd Openbaring. En hy vat hom na, daar gaan 'n merk op ons voorkop wees en as ons die merk vat, gaan ons nie kan handel dryf nie. En ons almal interpreteer ons die merk as die merk van die dier. Ek wil vir julle vandag iets sê. En hoor nou mooi wat ek sê. En stap jy uit vandag en vergeet hierdie woorde van Philip nie vandag nie. Ek het gesterf saam met Christus. Ek het opgestaan saam met hom. Ek lewe in sy mag, krag, genade. Raai wat het ek op my voorkop? Ek het ook 'n merk. Ek is 'n erfgenaam. Verseël met die Heilige Gees. Geseën, vergewe, verlos, aangeneem, uitverkies. Ek dra die merk van Christus. Dis tyd dat ons moet besef dat ons as kinders van die Here dra ook 'n merk. Daai merk het die autoriteit om lewe te spreek en dinge te verander. Amen. Ja, amen. Maar dan kyk ons video's dan glo ons kan nog die merk van die dier vat. Wat 'n nonsens is dit? Ek lewe dan saam met Christus. Hoekom sal ek, as ek saam met Christus lewe, 'n dooie merk vat? Come on, ouens. Ons het 'n nuwe lewe saam met Christus. Ons moet begin besef wat ons nuwe identiteit in Christus is en wat dit behels. En ophou bang wees vir dooie woorde en ophou bang wees vir doemprofete. As jy iets kyk en jy raak 'n bietjie bang, dan is dit nie van die Here af nie, want glo dit of nie, die Bybel sê vrees kom nie van die Here af nie. 'n Boodskap wat van die Here afkom, moet jou opbou. Dit moet jou nie bang maak dat jy gaan brand in die hel eendag as jy nie 'n kind is van die Here nie. Nee, dit moet jou opgewonde maak om Jesus Christus aan te neem. So vrees kom nie van die Here af nie. Besef dat ons ook 'n merk dra. Ek is nie hierdie dinge alles. En hiermee wil ek begin afsluit. Ek is nie hierdie dinge omdat ek goed genoeg is nie. Ek kom weer terug na 'n punt toe dat ons is nie goed genoeg nie. Ek is al hierdie dinge. Vergewe, verseël, dra die merk van Christus, al hierdie dinge, omdat ek in Christus is. Omdat ek toelaat dat hy deur my lewe en ek in hom lewe. Omdat ek toelaat en ek kies elke dag om my kruis op te neem, te sterf vir myself en die pad van Christus te stap. Wanneer ek dit doen, leef ek dan uit my nuwe identiteit uit. 'n Nuwe identiteit beteken dan, ons moet begin anders te dink oor onsself, ons moet begin anders te spreek, ons moet begin anders te doen. Ek het net so 3 goedjies hierso. Wanneer ons uit ons nuwe identiteit uit lewe, beteken dit, jy veg nie vir oorwinning nie, jy leef vanuit oorwinning. Ou mens, ek moet beklei die hele tyd om te oorwin, om te oorleef. Hierso is, ek leef vanuit die afgehandelde werk van Christus aan die kruis. My beginpunt is tetelestai. Daar is nie 'n verlede nie. Ek lewe vanuit die oorwinning van ons Here Jesus Christus. Jy werk nie vir God se liefde nie. Jy leef uit God se liefde uit, omdat ek nou kind is ek klaar aangeneem. Ek is deel daarvan. Christof hoef nie te werk vir my liefde nie. Hy hoef nie te werk vir my tyd nie. Hy het dit, want hy is my seun. Hy hoef nie te beklei nie. As hy aangehardloop kom, dan sit ek alles neer en ek tel hom op, want hy is my seun. En ek is lief vir hom. Jy werk nie vir God se liefde nie. Jy leef uit die liefde van Jesus uit. Jy probeer nie om 'n kind van God te word nie. Jy leef soos iemand wat reeds een is. Want ons weet ons nou wie en wat ons is
in Christus. Ek sluit af met hierdie stelling, dan wil ek hê ons moet die nagmaal gebruik. Die grootste waarheid van die evangelie is nie net dat Jesus vir jou gesterf het nie. Dit is die hoofwaarheid, maar dit is nie die enigste waarheid nie. Dit is dat God jou in Christus geplaas het en Christus deur sy Gees in jou woon. Ons lewe nie soos mense wat nie hoop het nie. Ons lewe soos kinders van God wat in Christus is. En Christus leef deur ons en die Heilige Gees in en deur ons. Ons het 'n nuwe identiteit in Christus. Nou Johannes 6 vers 53 tot 56 sê vir ons, Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle die seun van die mens se vlees nie eet nie, en sy bloed nie drink nie, het julle die lewe nie in julle nie. Wie my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom op die laaste dag laat opstaan. My vlees is waarlik die kos en my bloed is waarlik die drank. Wie my vlees eet, my bloed drink, bly in my en ek in hom. Amen. En ons gaan vandag die nagmaal vier, en die nagmaal is om te onthou wat Christus vir ons gedoen het aan die kruis. Maar vandag is die nagmaal hierdie uitspraak wat ons maak. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. So vra jouself die vraag, voordat jy vandag nagmaal kom gebruik, vra jouself eerlik die vraag, het ek al my hart en lewe vir Here gegee? Het ek al gesterf in my ou mens en lewe ek nou saam met Christus, in Christus en hy deur my? Het ek al met my hart geglo met my mond bely dat Christus my redder is en ek hom nodig het en ek nie saam met hom kan leef nie? As jy dit nog nie gedoen het nie, het jy die geleentheid nou om dit te doen. Ek hoef jou nie te lei in 'n gebed nie. Ek hoef nie hier te staan en 'n gebed te bid en jy agter my iets aan te sê nie. Jy kan jou kop sak en jy kan vir die Here sê, Here, ek het nog nie daai keuse gemaak nie, maar ek wil sterf in my ou mens en ek wil nou lewe in my nuwe mens, want ek het U nodig, 'n redder, Jesus Christus. En wanneer jy dit klaar gedoen het, hoef jy dit nooit weer te doen nie. Jy hoef nie elke Sondag jou hart en lewe vir die Here te gee nie. Jy sterf een keer en jy staan een keer op. En dan lewe jy nou in jou nuwe identiteit vir Christus. So ek wil jou nooi, kom kry van die brood wat ons 'n koekie het en van die wyn wat druiwesap is. Kom kry van dit vandag. En kom ons maak hierdie vers in Johannes 6 ons eie. Ons neem deel van Christus se liggaam, omdat ons in hom is, en hy is in. En onthou wat hy vir ons gedoen het, dat hy alles vir ons volbring het. Julle is welkom.